Geliefdes in Jesus Christus, broers en susters, daar's net een God, en dis 'n lewende God. 'n God wat bereid was om sy enigste seun te stuur, sodat ek en jy wat vanoggend hier is, mag lewe. En ons is geneig om opgewonde te raak oor baie dinge in hierdie wêreld. Oor opgewonde te word wanneer die Springbokke Skotland wen. Opgewonde te word oor 'n nuwe kar wat ons miskien kan kry, oor 'n nuwe werk. Opgewonde oor 'n vakansie wat ons opgaan. Maar hoeveel keer word ek en jy werklik opgewonde oor die God wat vir ons ingestaan het, sodat sonde nie meer ons beheer nie, sodat ons vry is van sonde. Mag ons vanoggend besef dat God die enigste een is wat bereid is om tussen jou en sonde te staan. Die enigste een is wat bereid is om jou te red van die ewige dood, die ewige hel. Mag ons hom loof en prys vanoggend, meer as wat jy ooit die Springbokspan sal eer en sal prys. Want ons kan almal op 'n Saterdag aand voor die TV-stel inneem. Wanneer ons by die samekoms van God kom, dan het ons verskonings. Mag jy een ding besef vanoggend, God is liefde. En God het jou, wat vanoggend hier staan, lief. En hy ken jou naam. Jou naam is in sy handpalm gegraveer. Jy is nooit, maar nooit alleen nie. Henny, baie dankie. Ek het daar agter gestaan en hoendervleis gekry. Elke keer as jy iets gesing, het ek agter toe gehardloop en gou gaan aantekeninge maak. Ek wil regtig vir julle sê, ek kan vanoggend net sê amen en ons kan afsluit, want Henny het omtrent gesê wat ek wou sê vanoggend. Dis wonderlik om saam met medegelowiges stil te raak om God se woord. Dis vir my wonderlik om hier by die kerk te kom en julle almal te kan groet en 'n glimlag op almal se gesigte te sien. Dis een van die hoogtepunte in my week. En daarom vra ek, kom ons word stil vir 'n oomblik voor God. Net vir 'n paar sekondes wil ek jy met jou oë toemaak en dit moet net jy en God wees. Niks anders nie. Kom net in sy teenwoordigheid. Henny het ons nou daarin gelei. En ek wil jy moet net vir 'n oomblik jou oë toemaak en net God ervaar. Here Jesus Christus, vanoggend gaan nie oor my nie, vanoggend gaan nie oor enige een in hierdie kerk nie, vanoggend gaan slegs oor U. Ons is slegs die instrument wat U gebruik. Here, laat die Heilige Gees ons vul, laat hy ons versterk, laat hy ons leiding gee. Here, en dankie dat U getrou is. Ons bid dit in Jesus Christus naam. Amen. Vriende, laasweek het Kobie gesê, Jacques het so half my preek gesteel, ek wil dit vanoggend beaam, Kobie, Henny het presies dieselfde gedoen. Maar ek gaan maar herhaal wat hy gesê het. Miskien het julle mooi geluister. Vriende, ek het 'n baie groot versameling van DVD's gehad vir jare, en ek praat van genuine 'n groot versameling. Ek was mal daaroor om flieks te kyk. Dit was vir my lekker.
Terwyl ander jong mense gegaan het en hulle het klaps toe gegaan en hulle het gaan jol en hulle het gaan dinge doen, het ek eerder vir my 'n fliek in die DVD-masjien gesit en ek so flieks gekyk het. En wanneer ander ouens vir hulle goed gekoop het soos wat ook al, dan sou ek vir my 'n DVD gekoop het. Nou, die ou Pick n Pay, as julle kan onthou, daar by Beethoven Park het so groot DVD-afdeling gehad. Nou, dit was my gunsteling plek om tyd te gaan spandeer. Wanneer my vrou gaan groceries koop, dan gaan ek DVD toe en ek gaan kry vir my 'n paar DVD's. Sy koop R1000 se kos, ek koop R1000 se DVD's. Dan equal ons mekaar uit. En een van die flieks wat ek gekyk het so deur die jare, was Tears of the Sun. En in hierdie fliek eindig hierdie fliek met die woorde, baie bekende Engelse woorde, wat sê, "For evil to prevail, good men must just do nothing." En vanoggend wil ek vir jou vra, is dit nie woorde wat vir my en jou aanspreek nie? Is dit nie vanoggend woorde wat vir ons as Christene aanspreek nie? Luister mooi wat hy sê. Bose dinge kry nie noodwendig die oorhand, omdat bose mense so sterk is nie, maar omdat goeie mense niks doen nie. Ek glo dit beskryf die kerk vandag. Ons is so vinnig om te kla oor wat aangaan, maar ons is nie bereid om iets te doen daaraan nie. Ons is nie bereid om op te staan en te sê, dit is nie reg nie, want ons is toch so bang. Psalm 91 sê vir ons moenie bang wees nie, maar ons is so bang. Ons is so bang, ek trap op iemand se tone. Ons is so bang, hierdie persoon gaan nie meer van my hou nie. Daarom bly ek eerder stil. En vanoggend wil ek vir jou sê, wanneer stil bly 'n keuse word, is dit sonde. Jakobus 4 vers 17 sê vir ons, wie dan weet wat om goed te doen, en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. Die 83 vertaling sê, as iemand weet wat die regte ding is om te doen, en hy doen dit nie, is dit sonde. Die jeug wat vanoggend hier in die kerk is, die tieners, ken dit baie, baie goed, want ek herhaal dit ten minste 2 of 3 keer in elke gesprek wat ek met hulle het. En ek wil vanoggend vir jou vra, wat is sonde? Wat is dit wat Jakobus hier vir ons beskryf? As iemand weet wat die regte ding is om te doen en hy doen dit nie, is dit sonde. Steek gou op julle hande, ek wil regtig hê julle moet julle hande opsteek, asseblief nie skaam wees nie. Wie het hierdie week, ek is so trots op julle steek al julle hande op voor ek die vraag gevra het. Wie het hierdie week die Bybel gelees? Wie van julle het hierdie week die Bybel gelees? Ek is so trots op julle. Wie het hierdie week die Bybel met iemand anders bespreek? Nie 'n gesinslid nie, iemand vreemds. Ons lees die Bybel. Ons verstaan wat daarin staan. God praat met ons. Maar weet jy wat? Ons bly stil daaroor. Ons hou dit vir onsself. En vanoggend se preek gaan nie oor enige iemand wat langs jou sit nie. Dit gaan nie oor jou buurman nie. Dit gaan oor jou. Ek wil hê, dis vanoggend 'n spieël. Wil jy moet in die spieël kyk en hierdie gesprek is vir jou. Die Heilige Gees toe dit op my hart lê, het hy vir my gesê, hierdie preek is vir jou, Jacques, nie vir enigiemand anders nie. En vanoggend praat ek dan van myself. In Jesegiel 33 lees ons waar God vir Jesegiel sê, ek stel wagters aan. Wagters om oor die stad te waak.
En hierdie wagter se werk is om as hy die vyand sien, die bassein te blaas en die mense te waarsku dat die vyand op pad is. En wanneer hierdie wag op hierdie toring staan of op hierdie muur staan en hy sien die vyand aankom en hy blaas hierdie ramshoring en hy waarsku die mense in die stad en die vyand val hierdie stad aan en hulle maak hierdie mense in hierdie stad dood. Is dit die mense se eie skuld want hulle het nie geluister na die ramshoring van die wag nie. Nou vir julle wat miskien in die weermag was of in die polisie of iets, dis een van die goed wat ek gehaat het toe ek 'n jong bewaarder was. En dit is om op 'n pos te staan. Nou vir julle wat nog nooit in 'n pos gestaan het, dis fisies 'n 3 by 3 meter kubiek wat jy in staan. En in my tyd toe ek begin het, was daar nie die geleentheid om te sit, jy moes fisies staan, jy het wag gestaan. En hierdie wag moet mense waarsku wanneer iets verkeerd gaan. Maar dan kom ons by Esegiel 33 vers 6. En hy sê, maar wanneer die wag die vyand sien aankom en nie die ramshoring blaas, sodat die mense gewaarsku word nie, en die vyand kom en maak party van die land se mense dood, dan sterf die mense wel deur hulle eie sonde, maar ek sal van die wag rekenskap eis vir hulle dood. God aan die woord. Dis vanoggend die boodskap vir my en jou. Wanneer ons sien dinge is verkeerd, wanneer ons sien dinge is nie reg nie, en ons praat nie daaroor nie, ons wys dit nie uit nie, is dit sonde. En weet julle wat? God gaan rekenskap van my en jou eis, omdat ons stil gebly het. Vanoggend wil ek vir jou sê, ons as Christene se grootste sonde is om stil te bly, wanneer ons eintlik moet praat. Die Heilige Gees werk so in my, dat hy my al duidelik gesê het, wanneer ek moet stil bly, wanneer ek moet praat, en partykeer wanneer ek moet praat, bly ek eerder stil, want ek wil die vrede bewaar. Ek is tog so bang om Roy gaan kwaad wees vir my. Daarom bly ek eerder stil. Draai ek eerder om, en stap weg, en ek het vrede bewaar. Daardie aand, kom daardie persoon in 'n motorongeluk, niks met my te doen nie, hy sterf, en ek het hom nie gewaarsku dat sy lewe nie reg is nie. En weet jy wat? Esegiel 33 sê, God gaan van my rekenskap eis. Ek gaan moet verduidelik waarom ek stil gebly het, toe ek eintlik moes praat. Daar in Matteus 7 lees ons waar Jesus in die woord is. En hy sê daar in vers 1, moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Met dieselfde oordeel waarmee julle oor ander oordeel, sal daar oor julle geoordeel word. En met dieselfde maat waarmee julle vir ander meet, sal vir julle gemeet word. Baie mense sê, ek wil nie oordeel nie. Of hulle sê, wie is jy om te oordeel? Maar daar is 'n verskil tussen oordeel en waarsku. Ek het 'n klein seun van 'n jaar en 'n half. En ek onthou toe my kinders so klein was. Toe het ons hulle baie keer gewaarsku om nie goed te doen nie, maar kan ek maar sê, ma's is bietjie oorbeskermend. Die kind sal net opstaan en sal sê, "Psop, jy gaan val. Moenie so toe gaan nie." Hy wil na daai tafel toe gaan, maar hy's nog hier, dan waarsku sy hom al oor daai tafel. Maar een ding kan ons almal sê, ons sal nie laat ons kind na 'n warm stoof toe gaan, sy hand op my plaat druk,
en hom toelaat en sê, sien jy wat gebeur as jy dit doen? Ons waarsku hom voor die tyd. Julle kan vir Toinette na die tyd vra, wat het gebeur toe my ma beskuit gebak het en my dogtertjie het teen die stoof opgestaan, teen die oond. En ek was nog nie waar ek vandag is nie. My ouma het jare daarna, toe sy nog vir my gevra, is jy nog steeds kwaad vir my? Ek en Toinette moes noodgevalle toe jaag met daai dogtertjie. Haar hele hand het sy verbrand. En glo my, voordat ek my dogter in die kar getel het almal in daai huis geweet wat ek van hulle dink wat na my kind gekyk het. Ons waarsku ons kinders dat hulle nie die verkeerde pad moet loop nie. En dit is ook reg so. En baie keer sal jou tiener, veral 'n tiener, julle wat tieners het, my tieners het baie gesê, ag pa, sê julle dit? Clarissa, ek sien jy lag, sê jy dit ook? Ag ma, julle verstaan nie, julle kom, my kinders se gunsteling woorde was, julle kom uit die ou tyd uit. Julle verstaan nie. Ek dink ons verstaan beter as wat hulle dink. Ons veroordeel nie mense nie. Ek sê vir niemand, jy gaan hel toe nie. Ek sê vir hulle, pas op, want as jy op hierdie pad bly wat jy is daar net een einde. En dan verwys ek hulle daar na Matteus 7 toe. En ek verwys hulle nie daar na Matteus 7 vers 22 toe nie, ek sê, gaan lees Matteus 7. En as jy klaar daar is, doen sommer die moeite, dan lees jy sommer Jakobus ook. Vriende, ek wil vanoggend dit duidelik stel, dat Jakobus vir ons die beginsel gee van sonde. Dat as ek en jy stil bly, dat ons moet besef, dat het partykeer, het is nie altyd nie, maar dis baie keer is dit sonde, want ek sien iemand gaan verkeerd, en dan sal ek nog vir hulle sê, ek sien hy gaan sy kop stamp, en dan sê ek sy kop stamp, en sê ek, yes, ek het dit geweet, ek het hom ons gesê. Ons ry eendag, ek en my vrou so week terug, ry ons van mense af, en sy sê vir my, Jock, ek het gedink, jy gaan vir hulle sê, ek het julle gewaarsku. Sy sê, maar weet jy wat, omdat jy stil gebly het, hulle weet jy het hulle gewaarsku. Dit was nie nodig om hulle weer te herinner nie. Hulle weet, jy het hulle gewaarsku. Maar die een ding wat ons moet vanoggend besef, is Jakobus praat nie van die persoon langs my nie, Jakobus praat nie van my vrou nie, Jakobus praat nie van my man nie. Hy praat met my. Ek wil die een woordjie wil ek vanoggend wegvat en ek wil sê, as jy weet wat die regte ding is om te doen, in plaas van iemand wil ek sê, as jy weet wat die regte ding is om te doen, en jy doen dit nie, is dit sonde. Want as jy vanoggend op die muur staan, en jy sien die vyand aankom, en jy waarsku nie, is dit sonde. As God jou lei om te praat, en jy swyg, is dit sonde. As God jou stuur om te help, en jy draai weg, is dit sonde. Christenskap is nie 'n passiewe leefstyl nie. Dis 'n aktiewe leefstyl wat ons almal moet uitleef. Dis 'n aksie wat ons moet doen. Die vraag wat ek vanoggend vir jou wil vra, is as ek weet dat ek iemand moet vergewe en ek vergewe dit nie, is dit wat? Sonde. As ek weet ek moet bid, en ek bid, maar ek hou aan met my verkeerde leefstyl, is dit sonde. As ek weet ek moet heilig leef, maar ek hou doelbewus aan met die verkeerde ding doen, is dit sonde. Ons kan nie sê, die Here verstaan my nie, terwyl ons doelbewus sonde doen nie.
Ons kan nie sê, dit is menslik, net om sonde te doen nie. Vanoggend wil ek vir jou sê, jy moet heilig leef, en jy gaan vir my sê, ek is nie heilig nie. Petrus sê vir ons, omdat Jesus heilig is, moet ons heilig wees. Want Paulus sê, weet jy nie, jy is 'n tempel van die Heilige Gees nie. Soos die Heilige Gees in my is, waarna moet ek strewe? Ek moet streef om heilig te wees. Mense dink, ware bekering gaan oor, om te huil oor my sonde. Om te huil oor dit wat ek verkeerd gedoen het. Dit is berou, dit is reg, jy moet daaroor. Maar ware bekering gaan om nie weer sonde te wil doen nie. Om te stry teen dit. Om nie sonde te wil doen nie. Dit is werklike bekering. Wanneer mense kan sien, jy het verander. Daar's 'n verandering in Jacques Simon se lewe. Hy is nie meer die persoon wat hy was nie. Dan het ek tot bekering gekom. Ek kan nie elke keer wanneer ek oortree, in 'n hoopie gaan lê en huil en opstaan en dieselfde ding weer gaan doen nie, want ek sal mos vergifnis kry. Stop dit. Die wagter staan op die muur. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, jy is 'n wagter. En weet jy wat? Die wagter begin by sy eie huis. Want weet julle wat, ek werk met jeug vandat ek bitter jonk was. Ek was 17 jaar oud toe ek met die jeug begin werk. Ek werk al donkie jare met jeug. Ek werk al met die jeug voordat van julle gebore was. En een ding het ek besef, deur die jare. Daar's 'n gesegde in Afrikaans wat sê, ons het deesdae gehoorsame ouers en streng kinders. En weet julle wat, die laaste ruk wat ek hoor, en asseblief, nou nie klippe gooi vir my nou nie, ek gaan 'n bietjie Get-Am rugby speel op my jong tyd, kan nog so 'n bietjie dodge. Die grootste probleem wat ek vandag in ons jeug sien, is dat ouers nie die foute van hulle kinders wil herken nie. My kind is onskuldig. Ek hoor dit by onderwysers wat kla. Ek het onlangs met 'n skoolhoof gesels en hy sê, as ouers na my toe kom en ek wys hulle videomateriaal van wat in klasse aangaan, dan is hulle skaam. Dan staan hulle skaam. In my tyd, as ek by die huis gekom het, en ek het vir my pa gesê, meneer Wessels, dan sê hy, kamer toe. Hoeveel het hy jou gegee? 4 pa, ek gaan jou sommer 6 gee. Jy het nie kom kla oor 'n onderwyser by my pa nie. En van hulle was regtig net daar uit, want hy het jou nie gelike nie. Dis hoe ek gevoel het. Maar as onderwysers wat jou gevorm het, vorm jy jou kind. Want weet jy wat sê baie ouers vir my? Ek is my kind se beste vriend. God het jou nooit geroep om jou kind se beste vriend te wees nie. Hy het jou geroep om sy ma of sy pa te wees. Jy is nie geroep om jou kind se beste vriend te wees nie. En ek gee nie om wat die sielkundige sê nie. Wie gaan sy ma en pa wees as jy sy beste vriend is? Ek staan om 'n braaivleisvuur en die seun wat saam my braai, staan die hele tyd vir sy pa, jy en jou. Ek is nie so groot geword nie. Dit was vir my 'n skok. Op 'n kol sê ek vir hom, praat jy met jou pa? En op daardie stadium kom my seun, wat in matriek was, en hy sê, papi, mami vra. En toe hy wegloop, toe sê die man vir my, ek wens my kinders wil sulke respek vir my toon.
As hulle tieners is dit te laat. Jy moes dit gedoen het toe hulle klein was. Ons sit in die Kaap in die Wimpie. En as 2 kinders, ons het nog net een kind gehad op daai stadium, 'n dogtertjie. En hierdie 2 kinders is verskriklik ongeskik met die waitress. Ek het eintlik daai arme waiter op 'n kol, help my, wat sê vir die kelner. Ek het daar regtig op 'n kol jammer gekry, en ek het toe net gesê, kan hierdie mense nie verstaan hoe praat hierdie kinders met hierdie vrou nie. En Shanae was so 4 en 'n half, kan nie lekker onthou nie. En toe die vrou by ons kom en sy kom vat ons bestelling, toe sê ons nie, ons bestel nie vir haar iets nie, want sy eet nie regtig nie, sy gaan sommer saam met Toinette uit die bord uit eet. En sy sê, Tannie, maar ek soek 'n milkshake. En sy tannie voor en sy tannie agter. En toe ons betaal, toe bring die vrou 'n geskenkie. Daai speelgoedjies wat jy by Wimpie kry as jou kinders 'n meal by hulle koop. En ek sê vir hoorie, ons het nie. Sy sê, meneer, net die respek wat jou kind my getoon het, is 'n bewys van wat sy ma en pa julle is. Ek wil vanoggend vra, is jy een van God se wagters in jou huis? As jy nie by jou kind is nie, sien mense respek in hom. Een ding wat ek by onderwysers geleer het, en Tessel sit daar agter, sy het 'n kleuterskool wat sy kan beamoen wat ek nou sê. Toinette het altyd gesê, sy nie by die kleuterskool gewerk het Toinette altyd gesê, as ouers weet wat hulle kinders vir my vertel het, dan sal hulle skaam uit die kar uitklim. Want 'n kind het nie 'n volume knoppie nie, en 'n kind het nie filters nie. Jou grootste roeping is om jou kinders 'n goeie opvoeding te gee. 'n Goeie beroep. 'n Goeie liefde vir diere. 'n Goeie liefde vir visvang, 'n goeie liefde vir rugby, 'n goeie liefde vir baie dinge. Nee. Jou grootste roeping vir jou kind is om hom te leer van Jesus Christus. Om hom te leer wat in die woord van God staan. En as hy dit doen, of as jy dit doen, kan jy verseker wees, hy kan gaan waar hy ook al wil. God sal altyd by hom wees, want dit sal in sy hart wees, die fondasie is gelê daar. Ouers, ek praat self as 'n ouer en ek is 'n oupa, en ek wil julle een ding sê, wanneer kinders by jou is hulle, ek wil sê ondeend. Hulle is stout. En as hulle saam met ander mense is hulle die heilige engeltjies, dan wonder ek altyd, waar kom my kind vandaan dat hy so soet is by ander mense, maar so stout is by die huis. En eendag het my pa vir my 'n baie belangrike ding gesê, hy het sê, dat hulle eerder stout is by die huis, as wat hulle stout is by ander mense. Want dit beteken, jy het vir hulle 'n huis gevestig, 'n huis waar hulle kan leef, waar hulle self kan uitleef. Die wêreld sê, volg jou hart. God sê, volg my. Die wêreld sê, doen wat jou gelukkig maak. God sê, wees heilig, doen my wil. Jesus sê, laat jou lig skyn. Wat doen ons? Ons is baie keer te bang om die lig aan te steek.
Die wêreld het nie donker geword nie. Nie omdat God se lig verdwyn het nie, omdat ons nie meer God se lig uitdra nie. Ons steek ons lig weg wanneer ons bang is om vir Jesus op te staan. Ons steek ons lig weg wanneer ons weet wat reg is, maar niks doen nie. Ons steek ons lig weg wanneer ons stil bly, terwyl God sê, praat. Jesus sê, laat julle lig skyn. Nie om onsself groot te maak nie, om hom te verheerlik. Alles in jou lewe moet gaan oor God. Wanneer jy 'n wagter vir God is, sal jy mense waarsku. Jy sal mense waarsku dat hulle op 'n verkeerde pad is. Maar dit moet nie wees dat, Jacques het dit vir my gesê, of Buddy het dit vir my gesê nie. Nee, dit moet sê, God het dit vir my gesê, want dit is hoe jy hom moet waarsku. Hy moet weet, dit kom van God af. Ek en jy het 'n doel, en ons doel is om soveel disippels as moontlik vir God te maak. Die uitnodiging wat ek jou dan vanoggend gee, is wat staan tussen jou en God? Want hoe kan ek iemand na God toe lei, as daar nog iets tussen my en God staan? Ek sit met 'n persoon wat ek op die oomblik help, wat nie sy ma kan vergewe nie. Hy sukkel. En ek probeer my bes om hom te oorreed, om net die telefoon op te tel en vir sy ma net oor die telefoon te sê, ek vergewe ma vir wat ma aan my gedoen het. Dit is vir my hartverskeurend, as ek my vrou sien, hoe sy liefdevol teenoor haar kinders is, hoe sy liefdevol teenoor haar kleinkinders is, en hier staan 'n man voor my, 'n groot man wat in sy 40's is, en hy kan nie sy vrou of sy ma vergewe vir wat sy aan hom gedoen het toe hy 'n kind was nie. Ek en jy kan ons nie self daar indink nie, en ek sê vir hom, ek kan myself nie indink nie. En ek het vir hom duidelik gesê, ek sê, as jy haar nie kan vergewe nie, dan gaan jy eendag vir God moet verduidelik, waarom kan jy hom nie vergewe nie? En sy antwoord vir my was, dan gaan ek vir God vra, waarom het hy my so maag gegee? Watter antwoord het ek en jy daarop? My antwoord was, ek het jou gewaarsku, wat gaan gebeur, as jy nie vergewe nie. Meer as dit, kan ek nie doen nie. Ek kan jou nie dwing om jou ma te vergewe nie. Maar een ding kan ek doen. Ek kan bid, dat God jou hart aanraak. Want ek sal nie 'n wagter wees vir God, as ek nie vir daai man elke aand van my lewe bid nie. En vir die Here vra, raak hom aan nie. Ek vra nie help, raak die ma aan nie. Ek vra, raak hom aan. Want een ding moet ons besef, en ek en jy moet dit besef vandag van ons hier sit. Tyd is nie ons maat nie. Niemand van ons weet of ons volgende week weer hier gaan sit nie. En die een ding wat jy nie terug kan kry nie, is tyd. Ek sal wat wil gee om saam my broer nog een keer te gaan visvang. Ek sal wat wil gee om nog een koppie koffie saam my ma te kan drink. Tyd kan ons nie terugkry nie. Ek wil vanoggend jy moet stil word by God. Ek wil nie jy moet aan jou kinders dink nou nie. Ek wil nie jy moet aan
aan jou buurman dink nie, ek wil nie hê jy moet aan jou man, of jou ma, of jou pa dink nie, ek wil hê jy moet selfgesentreerd raak vir 'n oomblik, en net aan jouself dink. Net aan jouself. En vra jouself hierdie een vraag. Is ek waar ek moet wees? Is ek op 'n plek waar ek moet wees? Is God tevrede met waar ek is? Is God tevrede dat ek een van sy wagters is? God vra nie vanoggend, gaan jy kerk toe nie. Hy vra nie, is jou naam in die lidmaatregister geskryf nie. Hy vra nie, is jy in bediening betrokke nie. Hy vra nie, neem jy deel aan die kerk se aktiwiteite nie. Hy vra nie, noem jy jouself 'n Christen nie. Hy vra, is jy my wagter? Wanneer God jou wys, iemand is besig om van hom af weg te bedryf, praat jy of bly jy eerder stil? Wanneer God jou oortuig om die evangelie met iemand anders te deel, is jy gehoorsaam of bewaar jy eerder vrede? Wanneer God jou wys, daar is sonde in jou eie lewe, bekeer jy jou of maak jy dit af as niks ernstigs nie? Wanneer jou kinders besig is om verkeerde paaie te loop, waarsku jy hulle in liefde? Wanneer 'n broer of 'n suster van Christus afdwaal, gaan jy na hulle toe met liefde en waarheid, of bly jy eerder stil? Want Jesegiel sê, 'n wagter sal aanspreeklik gehou word. Jakobus sê, as ek weet wat die regte ding is om te doen en ek doen dit nie, is dit sonde. Matteus sê, Jesus, laat julle lig skyn voor mense, sodat mense die lig kan volg. Ek wil jou een vraag vra vanoggend. Wat het jy gedoen met dit wat God jou gewys het? Wat het jy gedoen met dit wat God jou wys? Christendom, gaan ek vir jou eerlik sê, het al huwelike opgebreek. Christendom het al families uit mekaar uit laat gaan. En weet julle hoekom? Omdat dit oor my gegaan het en nie oor hom nie. Wanneer dit oor my gaan, is dit nie Christendom nie. Dit is selfgesentreerdheid. Maar wanneer dit oor hom gaan, maar ek wil vanoggend vir jou sê, wanneer jy wil uitgaan en jy wil die wêreld gaan verander, jy wil vir mense gaan preek, en wil jy as jy Zambië toe gaan, waar begin jy? Jy begin by my. Ek moet stil word voor God. Ek moet bereid wees. Ek moet bereid wees om op my knie te gaan en te sê, Here, hier is ek. Gebruik my soos U wil. En as hy jou wil gebruik op 'n rugbyveld, sal hy. As jy jou wil gebruik by die skool, sal hy. Maar weet julle wat doen ons? Ons wag. Geduldig sit ons en wag, so dat 'n deur vir my moet oopgaan, dat ek 'n pastoor kan word. En dan sê God, ek het jou nooit geroep om 'n pastoor te wees nie. Ek het jou geroep om 'n briekleier te wees, en jy het dit nie gedoen nie. Ek het jou nooit geroep om jou kind se beste vriend te wees nie. Ek het jou geroep om sy ma en sy pa te wees. Die hardste werk op aarde, dink ek, is om 'n ma te wees. Ek sê dit eerlik.
Ek is dankbaar vir die ma wat my kinders gehad, ek is dankbaar vir die vrou wat God my gegee het, en ek bid dit elke dag, en ek sê dankie vir hom, en ek staan skuldig vanoggend voor julle, en ek staan skuldig voor julle as ek sê, ek bewys dit nie altyd aan haar nie, maar sy is die grootste seën in my lewe, en ek kan dit vanoggend vir julle sê, as jy een van God se wagters is, sal jy erken wat mense in jou lewe beteken. Want elke een van julle beteken iets in my lewe. Van omdat dit net 'n glimlag is, tot 'n koppie koffie wat vir jou gebring word. Tot iemand wat sien, jy's vandag op 'n slegte plek. Ek sluit af. As jy een van God se wagters is, as jou antwoord vanoggend ja is, dan kan jy nie meer stil bly nie. Want 'n wagter wat stil bly, is nie meer 'n wagter nie. Hy het sy roeping verlaat. Maar 'n wagter wat getrou bly, al kos dit hom alles. Al kos dit hom ten dierste, al kos dit hom sy lewe, bring eer aan God en sal die ewige lewe ontvang, want hy was getrou aan God. Selfondersoek is baie belangrik. Ek het te veel mense in my lewe al ontmoet wat uitgaan en die woord gaan verkondig. Hulle gaan verkondig hierdie woord, maar hulle leef dit nie. Hulle loop met die Bybel onder die arm en die vyand in die hart. Dit help nie, ek ken hierdie woord. Elke liewe sin wat hier staan nie, elke liewe woord wat hier staan nie, maar ek leef dit nie uit in my eie lewe nie. Mag julle besef, God is ons wagter. God waarsku ons voordat ons in daai gat beland. Sê God vir ons, pas op. Maar ek en jy moet leer om God se stem te hoor. Ons moet leer om God se stem te hoor. En al hoe jy dit kan doen, is om stil te word by hom, om sy woord te lees, om te bid, en om saam met medegelowiges die woord van God te leef. Kom ons bid saam. Here Almagtige Vader, baie dankie dat ons weet, U is 'n God van liefde. Here, dat ons weet, U het ons uit die diepste donker uitgehaal, en U lig ons op. Here, U maak ons heilig, want U is heilig. Here, dat ek nie verlore gaan wees nie, want U is met my, by my, versterk my. Here, en waar ek ook al loop, wag U reeds vir my, is U saam my, lei U my. Here, en ja, partykeer dwaal ek af, maar U is altyd daar om my terug te bring op die regte pad. En al wat ek moet doen is, moet dit sê, Here, beskerm my, lei my, versterk my, wees by my. Here, daarom is dit 'n vreugde vanoggend, om na U toe te kom en te kan vra, Here, lei my. Here, U ken my drome. Here, en ek het drome. Here, wat ek nog wil uitleef hier op aarde. Here, maar moenie laat my drome tussen my en U staan nie. Moenie laat my begeertes tussen my en U kom staan nie. Laat U die belangrikste in my lewe sal wees. Here, maak nie saak wat nie, dat ek op U sal vertrou, met my hele hart, met my hele siel, my hele verstand, en dat ek die mense langs my so lief sal hê, soos wat ek myself het. Ek bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Vriende, mag die genade van God die Vader, die liefde van Jesus Christus, en die gemeenskap van die Heilige Gees,
met julle almal wees in die week wat voorlê.